Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Ons praat oor hierdie beginsel van vrygewig, vrywillig sterf en dan kom dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het en bring lewe binne in ons. Ons kyk na Markus 4 versie van die koninkryk van God. Dis 'n boer wat uitgaan en 'n saadjie saai en dit sterf. En dan bring dit lewe. Ek wil dit verder lees vir jou. Markus 4:28. Ons het dit gister ook gelees, maar ek wil die B-gedeelte vandag bespreek. Hy sê die grond produseer die graan van self. Eers kom die eerste blaartjie uit, dan vorm die aar en uiteindelik sit dit die volgroeide koringkorrel in die aar. En sodra die koring ryp is, steek die boer die sekel in, want die oestyd is daar. Ja, hierdie is 'n groot vers en ek het dit probeer verduidelik Sondag in die kerk, maar is iets van daai aar, daai koringkorrel val in die donkerte, die duisternis van die grond, die eensaamheid van die grond, die isolasie van die grond. Dis elke oggend in jou stilte tyd. Dan val jy in die grond en jy sê, Here, ek het U nodig, met jou knie op die grond, of simbolies jou hart, jou lewe, jy sit jou kinders in die grond, jy sit jou verhoudings, jy sit jou werk, jou finansies, jy sit alles in die grond, en dit is in daai donkerte en daai duisternis. En dan kry dit vog en reën en klomp ander goedjies waaroor ons praat, en dan druk hy 'n aar uit, né? En dis 'n mooi moment, dis groei, dis lewe, dis pragtig, dis wonderwerk, ons verstaan nie hoe dit werk, en dan hou hy aan groei. En jy doen dit die hele tyd, jy hou aan kos gee, jy hou aan suurstof gee, jy hou aan vog gee, vloeistof gee, en ek het verduidelik wat elkeen is, en dan bring hy vrug. Dis wat ons almal soek. Hier's die geheim van die lewe. Almal soek die vrug, maar niemand wil die werk doen nie. Nee, en almal soek die vrug, en dan soek ons 'n kortpad werk. En die kortpad werk is my eie manier, en dit is, ek sal lelik wees, ek sal trap, ek sal vloek en skel, ek sal mense uitsorteer, maar ek sal kry wat ek wil hê. En dan dink ons is suksesvol, maar eintlik is dit net tydelik, ons verloor alles. Jy sien, jy moet God se pad volg, van groei. Koringkorrel in die grond sterf, eie ek sterf, gee alles vir hom, tot eer van hom. Laat hy die groei bring. Jy hoef nie te vloek en skel en op mense te trap en te skree nie. Jy hoef nie vieslik te wees. Jy hoef nie onchristelik op te tree om 'n sukses te wees nie. Inteendeel, jy kan dit vir die Here gee en jy's getrou, jy's liefdevol, jy praat die waarheid, jy's in die moment, want jy het hierdie bonatuurlike krag in jou. Onthou dit die hele tyd. Daar's 'n bonatuurlike krag in jou. En die oes sal kom. Die sukses sal kom. So mens, vat hierdie beginsel, leef hierdie beginsel, bid hierdie beginsel, verstaan hierdie beginsel, en jou lewe sal vrug dra, soos God gedroom het en beplan het. Dit moet vrug dra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om hierdie beginsel te mediteer, te verstaan, te bedink, en dan die belangrikste, hierdie beginsel te leef. Nie net elke oggend 2 minute gou stilte tydjie nie, hierdie beginsel te leef elke dag, Here. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die waarhede, dankie vir die getrouheid, dankie vir die wonderwerke wat gebeur oral waar mense hierdie beginsel volg. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien julle weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.